Goeiemôre, dit is Sondag die 17de Mei. Baie welkom by die diens van NG Gemeente Skotberg. Mag jy saam met ons God se nabyheid en sy teenwoordigheid beleef. Ons lees vanoggend uit Handelinge 1 vers 6 tot 14 en ons tema is gaan vertel dit verder. Dis wonderlik om saam te wees en te weet dat God by ons is, dat hy deur sy Gees teenwoordig is. Ja, dat ons met mekaar kan deel daardie wonderlike nuus van 1 Petrus 1 vers 3. Ons het nou regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Dit is my voorreg om jou te groet namens God en vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Van God jou Vader, van Jesus Christus, wat vir jou in die kruis gesterf het en vir jou opgestaan het uit die dood. Van die Heilige Gees, God wat in en deur jou is. Amen. Ons staan vandag stil by Handelinge 1, 6 tot 14 en die gedeelte wat gaan oor Jesus se laaste woorde, sy laaste boodskap aan sy disippels en uiteindelik dan sy hemelvaart. Ons weet nooit wanneer dit ons laaste woorde met iemand gaan wees nie. En as ons voor die tyd weet, ons gaan tot ziens sê, dan is daai laaste afspraak altyd verskriklik kosbaar. Iets wat ons koester, daai finale woorde wat ons met mekaar kan deel. So ook wat Jesus en sy disippels met mekaar gedeel het. Ons gaan dit vanoggend lees saam. Handelinge 1 vers 6. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tye en die spesifieke geleentheid te ken, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot in die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toekyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle, en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Daarna het hulle van die berg, wat as die Olyfberg bekend gestaan het, en dig by Jerusalem was, 'n sabbatsreis ver teruggegaan na Jerusalem. Toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die boventrek, waar hulle gebly het. Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Zeloot, en Judas, die seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue, ook saam met Maria, die moeder van Jesus, en sy broers. Net tot sover wat ons vanoggend gaan lees. Verbeel jou, die evangelie versprei so vinnig, soos 'n lekker kinderstorie. Verbeel jou die evangelie versprei so vinnig, soos 'n lekker storie wat die wêreld kan vertel, wat in 'n poliekoerant gepubliseer kan word. En dan verkope opjaag. Nou weet ons, dit is nie so nie. Dit is makliker om oor jou buurvrou te praat, vir mense partykeer as wat dit vir hulle is om oor Jesus te praat. Kinderstories gelukkig gaan verby. Kinderstories word vervang deur nuwe kinderstories, deur ander stories. Die evangelie van Jesus word nie vervang met iets anders nie. Dit bly nog dieselfde. Die Bybel is nog steeds die topverkoper boek van alle tye. Ons het die opdrag om te gaan vertel. En dit moet eintlik vir ons as mense so maklik wees om te vertel, soos wat dit is om 'n kinderstorie oor te vertel. Want die wonderlike ding is, ons doen dit nie eers uit ons eie uit nie. Die kragbron om te gaan verkondig en te gaan getuig, kom nie van ons af nie. Dit kom van God af. Dis die Heilige Gees wat in en deur ons werk. Hier in Handelinge 1 vers 8 sê Jesus vir die disippels, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees, in Jerusalem, in Judea, en die hele Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld.
Dit is ongelooflik wonderlik om te weet, dat God ons nie net stuur om te verkondig nie, hy gee ons ook die gereedskap om dit te kan doen. Hy gee vir ons die krag om dit te kan doen, hy gee vir ons die woorde, alles kom van die Heilige Gees. En dan is die wonderlike, dat hierdie teks met ons sê, ons hoef nie bang te wees nie, hoewel dit nie eers daar staan nie, want die krag wat ons ontvang is van hom af. As ons bekommernisse beleef, as ons kommer ervaar, as dinge wat skeefloop in die wêreld, God se teenwoordigheid by ons wil steel, onthou, dat ons krag kom van die Heilige Gees, kom van God af, kom deur dit wat hy in en deur ons kom doen. Ek hoef nie alleen te dink en te werk nie, God werk in en deur my, saam met my, geef my die krag om te doen. Die skrywer van The Power of Positive Thinking, Norman Peale, vertel van 'n tegniek wat hy gebruik het as hy mense in terapie gesien het. Hy sê hy het mense hulle probleme laat vertel, redelik in detail. Sal kinders sê, dis baie goed om dit te verbaliseer. As jy jou probleem kan beskryf, dan het jy al hele eind gevorder. Maar dan doen hy 'n ding wat meeste terapeute nie doen nie. Hy sê daarna, nadat die persoon sy probleem in detail beskryf het en 'n naam gegee het, dan vra hy vir die persoon om in stilte vir 3 minute te dink aan Jesus. Aan niks anders as Jesus nie. Net oor Jesus. En dan vertel Dr. Peale, hy sê, die oomblik wat mense hulle fokus verskuif van hulle probleem af na hulle kragbron toe, dan kry mense weer hoop. Dan kry mense weer hoop om hulle probleem te kan aanpak en te kan oorkom, en kry hulle hoop en krag vir môre. Dit los nie die probleem in totaliteit skielik op nie. Dit verander nie skielik die wêreld om jou nie. Dit verander jou perspektief op die wêreld. Dit verander jou perspektief op jou probleem. Want die kragbron is Jesus. En die Heilige Gees gee vir ons die krag om op Jesus te fokus en oor Jesus te dink in ons lewens en te kan werk met die teenwoordigheid en die krag wat Jesus in ons is. Dis daardie krag wat elke volgeling van Jesus verander in 'n getuie. Iemand wat nie vir enigiets skrik of terugstaan nie. Ja, ons gaan bang wees en ons gaan uitdagings beleef en ons gaan hartseer wees en ons gaan bekommerd wees en ons gaan versigtig wees, maar ons gaan ook getuies wees van Jesus Christus in die wêreld. Die Heilige Gees is 'n persoon wat in en deur ons leef. Die Word on the Street vertel 2 Timoteus 1:7 so, hy sê, God gee nie vir ons 'n muismentaliteit nie. Ons is nie deel van die pabroeke vir Jesus klip nie. Nee, ons kry geestelike spiere, hartstogtelike liefde vir mense en 'n sterk fokus. Alles kom regstreeks van God af. So ongelooflik as mens hier in Handelinge 1 verder kyk by vers 13, hierdie lys van die disippels wat by mekaar was. Jesus, wat hier van Petrus tot by Simon almal noem, en dit sluit dit uiteindelik sy ma, klomp vroue, Jesus se broers en susters, of sy broers ook in. Petrus sê, die liefde van Jesus dring ons, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en uit die dood uit opgewek is. As ons in hierdie woorde dink, en ons kyk na die lys, dan is dit ongelooflik, en ek wil 2 van die disippels uitleg. Simon, wat ons praat van Simon die Zeloot, of Simon die Yveraar, en dan aan die ander kant, sit ons met Matteus. Simon was 'n politieke aktivis, iemand wat aktief die verdrukking van die Romeine beveg het. Hulle was 'n groep wat regtig probeer het om die Romeine omver te werp, wat altyd 'n wapen gedra het, 'n dolk, gereed om die Romeine te probeer omgooi, gereed vir enige moontlikheid van 'n opstand of 'n rebellie teen die Romeine. Aan die ander kant het jy gesit met Matteus, wat voorheen 'n tollenaar was. Iemand wat vir die Romeine gewerk het, wat hierdie oorheersing van die Romeine aanvaar het en dit uiteindelik gebruik het tot sy eie voordeel. En hulle 2 is saam disippels. Hulle 2 sit saam met Jesus
eet saam met Jesus, leef saam met Jesus, is getuies van die opstanding, van die kruisiging, gaan verkondig saam die evangelie. En dan is dit opmerklik, as hulle twee in vrede kan saamleef, as hulle kan saamwerk, deel as in die disippels van die Jesus, dan kan ons mos as gemeentelede, kan ons mos as medeburgers van ons land, ook uiteindelik met almal oor die weg kom. Daar is niemand in die kerk vir wie ek so kwaad kan wees, dat ek nie wil deel wees van 'n gemeente nie, want dit gaan nie oor die mens nie, dit gaan uiteindelik oor God. Dit gaan oor Jesus. En dan die ander ding wat ongelooflik is van Simon wat die Romeine omver wou werp, wat 'n politieke aktivis was, na Jesus se kruisiging, is hy steeds daar. En dan kan ons sien dat hy nie meer so aktivis is nie, dat hy eintlik maar die dolk weggooi, en het vervang met die boodskap van die kruis. Daar's 'n legende of kerktradisie wat praat oor Simon, dat hy in Georgia gaan werk het. Daar is 'n klooster en 'n kerk uiteindelik na hom verdoen. En dan sê hulle dat hy gesterf het deur in twee gesaag te word. So baie keer sal ons beelde of skilderye van hom sien waar hy met 'n saag en 'n Bybel uitgebeeld word. Van iemand wat haat gedra het teen die Romeine, na iemand wat die liefde van Jesus verkondig het. Ons word geroep en gedring deur die liefde van Jesus om te gaan verkondig, om dit verder te gaan vertel. Want die Heilige Gees is 'n gees wat getuig, wat ons as gelowiges toerus om verder te getuig. In Johannes 15 sê Jesus vir die disippels, as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees wat van waarheid van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En is hierdie getuienis wat ons uitdra in die wêreld. Philip Yancey het 'n hele klompie boeke geskryf, en een van sy boeke is Disappointment with God. Dan vertel hy in die boek, en dis 'n ampere antwoord op sy vriend Richard se teleurstelling met die vraag van waar is God? Hierdie ewige stryd van, dit gaan sleg met goeie mense. En dan sê Philip Yancey vir Richard, dat as jy vir God wil sien, kyk na die mense wat aan hom behoort, want hulle is sy liggaam. En die oomblik wat Yancey dit skryf, dan sê hy self, Nietzsche het gesê, disippels moet meer gered lyk, as hulle wil hê ek moet in hulle verlosser glo. Aan die een kant kan ons sê, kyk na gelowiges om God te sien. Aan die ander kant is daar 'n groot klag teen gelowiges, dat ons nie lyk of ons regtig gered is nie. Of ons nie lyk soos Jesus nie. En dan gaan Yancey verder, dan sê hy, miskien sal dit goed wees as Richard dalk net iemand soos Moeder Teresa kan raakloop. En wat hy vir Richard kan sê, kyk vir Moeder Teresa, kyk hoe lyk iemand wat voltyds God se werk doen, wat in die slegste van die slegste plekke in Indië en in die wêreld gewerk het. En dan sê Philip Yancey hierdie verskriklike woorde, hy sê, Richard does not know Mother Teresa, but he knows me. You'll probably never get a glimpse of God in his life. You will only see me. Ons kan maklik vir mense sê, kyk na ander gelowiges. Kyk na Moeder Teresa, kyk na die dominee. Dit is nie altyd so goed nie. Kyk na die buurman of iemand langs my. Maar mense sien vir ons, en ek en jy is daai getuies, geroep en gestuur om te gaan vertel. En nie net te gaan vertel met ons woorde nie. Ons vertel baie meer met ons lewe, ons optrede, ons omgee, as wat ons vertel met preke wat ons vir mekaar of vir ander mense afsteek. Lewis Grizzard vertel dat hy was 'n joernalis, en dat hy op 'n dag by sy tuisdorp was in Moreland. Hy vertel, dit was hom wonderlik om terug te wees by die huis, en hy staan toe in die dorpie, en hy sien die kerk, en hy wonder hoe lang terug was hy in die kerk, en hy sê seker so 10 jaar, en hy sê dan onthou hy uit sy kinderdae, 10 uur na kerk was sonnagskool, maar hy het net 2 keer 'n maand preke gehad, want die dominee het hulle met die buurdorp gedeel, so 1 Sondag by hulle, 1 Sondag by die ander dorp,
So hulle het net elke tweede Sondag kerk toe gegaan. En in die aande het hulle die Methodist Youth Fellowship bygewoon. En dan sê hy, daar was 2 stout kinders op die dorp, 2 broers wat eintlik maar wild was. En hulle het op 'n stadium ingebreek by 'n winkel, en toe die regter die straf aankondig, toe sê hy, nee, hulle moet vir 6 maande, moet hulle hierdie Methodist Youth bywoon. En dan sê hy, dit was maar wild om hulle daar te hê, want die eerste aand wat hulle daar was, het hulle met 2 ander kinders beklei, hulle het 'n liedboek gegooi na die tannie wat altyd vir hulle die koekies bring. Gelukkig sê sy het betyds gekoes. En dan was sy 'n vreeslike sagte vrou, en sy sê vir hulle, ek keer nie goed wat julle 2 vanaand hier gedoen het nie, en nog minder keer Jesus dit goed. Maar as Jesus julle kan vergewe, dan kan ek ook. En toe gee sy vir hulle 2 die hele bord koekies. En dan sê hy verder, hy sê, die laaste wat hy gehoor het, is dat hulle goeie standvastige mans is, paas, met vaste werk, en wat selde op 'n Sondag nie in die kerk is nie. En dan skryf hy, dan sê hy, dis die eerste wonderwerk wat ek in my lewe aanskou het. Daai vrou is 'n voorbeeld van Jesus se liefde, wat 'n verskil gemaak het op iemand se lewe, wat nie die evangelie verkondig het met 'n lang preek nie, maar met dade, woorde van vergifnis, en dade wat daarop gevolg het. Ons as volgelinge van Jesus, is sy hande en sy voete in die wêreld. Iemand het by 'n dominee gekom en gesê, ek wil graag by jou gemeente aansluit, want ek wil gevoed word. En toe sê die dominee met baie wysheid, dis doodreg. Maar ons sal almal beter afwees as ons borslappe afval en 'n voorskoot aantrek en saam dien. Ons is hier om te dien, God se hande en God se voete. Tolstoy vertel die verhaal van 'n Russiese tsaar en tsarina, wat 'n groot ete gehou het vir mense, wat in hulle diens was, om vir hulle dankie te sê. En dan was die belangrike ding, as hulle by die ete opdag, moet hulle die uitnodiging in hulle hande dra en dit wys. En dan kom die mense agter, die wagte kyk glad nie eers na die uitnodiging nie, hulle kyk net na die mense se hande. En almal was verwonderd oor wie gaan nou sit langs die tsaar, wie gaan die belangrikste wees. En dan is hulle stom geslaan as die een wat langs die tsaar gaan sit 'n vrou is wat vir jare al die vloere skrob in die paleis. Die wagte het haar hande ondersoek en gesê, jy is 'n regte een met 'n geloofwaardige reputasie, een wat die eregas kan wees. Ons kan jou liefde en jou loyaliteit in jou hande sien. Kan mense in ons lewe sê dat ons volgelinge van Jesus is? Jesus het vir Simon verander. Jesus is nie besigheid om mense te verander. Jesus roep ons om hierdie veranderingsboodskap in die wêreld te gaan uitdra, om dit sigbaar te leef. Moenie bekommerd wees nie. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Here, U roep ons om aan U te behoort. U roep ons om U woord te verkondig, met liefde te gaan omgee in die wêreld. Maak ons oop oor waar ons dit kan doen. Here, maak ons ywerig in wat ons kan doen. Geef vir ons daagliks, Here, die krag om vir U te leef. Mag ons mense wees wat in ons woorde en dade U verheerlik. Bind ons as gemeente saam, Here, dat ons in liefde U beeld en U grootheid en U goedheid ook sal weerspieël. Die wêreld kyk so maklik na ons, oordeel en vra. Here, mag ons met opgewondenheid en ywer antwoord. Mag ons 'n beeld leef wat Christus weerspieël. Dankie dat ons kan bid vir ons land. Here, vir ons politici, vir plaaslike regerings, vir die verkiesings wat voorlê. Here, ons bid vir mekaar, vir elkeen se nood, se vrees, se hoop, se bang, se bly. Here, gee vir ons dit wat ons nodig het, en gebruik ons vir dit wat U nodig het. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die liefde van God ons Vader, die krag van die Heilige Gees
en die genade van ons Here Jesus Christus met jou wees. Amen. Allah